Goeiemôre en baie welkom vanoggend saam met ons. Ag, die Bybel sê, laat alles wat asem het, juig en sing. So kom ons almal staan op en kom ons maak net Jesus se naam saam vanoggend groot. As hy kom op die wolke van die hemel, elke oog sal hom sien en elke tong sal bely. As hy kom sal voor hom buig, ons koning regeer.
en wat is, wat was en wat nog gaan kom. Vir ons gesterf, nou soms vrygekoop. O, die hemel gaan 'n feestyd vir ons weet. Daarom val ek op my knieë, verwonder ek hoe lief is ons God. Ons grote God, se lig jou hande op, en al ons ewige Vader, Prins van vrede, van liefde en van hoop. Ja, hy die kerk gestuur, om sy woord te versprei, sodat ander ook sy liefde kan kry. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. God fearless, daarom lig ek op my hande, lig ek op my hande, lig ek op my hande, na U. Daarom lig ek op my hande, oh, lig ek op my hande, oh, lig ek op my hande, na U. Oh, daarom lig ek op my hande, lig ek op my hande, lig ek op my hande, na U. So lig jou hande op, na U. Dis aan vrede, liefde en van hoop. Hy die kerk gestuur, om sy woord te versprei, sodat ander ook sy liefde kan kry. So lig jou hande op, na ons ewige Vader, Prins van vrede, liefde en van hoop. Hy die kerk gestuur, om sy woord te versprei, sodat ander ook sy liefde kan kry. Oh, oh, oh. Oh, oh, who do we worship? And who do we praise? Who do we thank for amazing grace? When I walk through the valley of the shadow of death, who will be with me to hold my hand? His name is Jesus, the lover of my soul, who sets the captives free. When darkness falls and the enemy tries to destroy, Jesus is with me to hold my hand. And when I'm weary with a troubled heart, and my worship is falling apart, when I walk through the valley of the shadow of death, who will be with me to hold my hand? His name is Jesus, the lover of my soul, who sets the captives free. When darkness falls and the enemy tries to destroy, Jesus
Jesus is with me to hold my Here, ons kom na u toe vanoggend. Nie net om ons hande vas te hou nie, maar ons lewe styf vas te hou. Ons het nodig, Here, dat ons in tye wat dinge voel of dit uitmekaar uitval, in tye van broosheid, het ons nodig om net iets te ervaar en te beleef van teen aan u bors wees. En ons wil vanoggend vir u kom sê, ons het daai behoefte. Ons het die behoefte, Here, dat u vir ons volledig sal kom omarm vanoggend, kom vashou, dat ons sal weet dat u naby is, dat u naby is, dat u nie ver is nie. Ons steek ons hande uit, Here, as 'n gebaar, as 'n teken, dat ons u nodig het. Kom, Here, kom en hou ons vas. In u naam bid ons dit vanoggend. And if I fail to call on him, the stones cry out his holy name. Let us proclaim the risen King, the great I am, our victory. And if I fail to call on him, the stones cry out his holy name. So let us proclaim the risen King, the great I am, our victory. And if I fail to call on him, the stones cry out his holy name. So let us proclaim the risen King, the great I am, our victory. His name is Jesus, the lover of my soul, who sets the captives free. When darkness falls and the enemy tries to destroy, Jesus is with me to hold my hand. His name is Jesus, the lover of my soul, who sets the captives free. When darkness falls and the enemy tries to destroy, Jesus is with me to hold my hand. When darkness falls and the enemy tries to destroy, Jesus is with me to hold my hand. Jesus is with me to hold my hand. His name is Jesus. Kom ons gee vir hom 'n lofoffer, ons maak sy naam groot. Hy's waardig, want hy het vir ons die oorwinning gegee. Hy het vir ons kom wys hoe lyk dit. Wat 'n voorreg. Vrede is baie welkom vanoggend. Bly so staan gou vir 'n oomblik. So daar's twee kategorieë mense vandag in hierdie kerk. En dit is, julle ken al die storie, jy gaan iemand gaan soek wat jou kategorie is, right? Die twee kategorieë is, jy is of 'n fietsryer of nie. Gaan soek gou jou pellie.
Gaan soek gou 'n bietjie daar rondom jou. Jy's 'n fietsryer of jy's nie. Okay, praat so 'n bietjie met die mense daar rondom jou. Baie welkom vanoggend hier by ons. Vir julle ouens wat vanoggend hier is, wat aanlyn is, baie welkom vir julle. Lekker dat julle saam met ons kuier. En sommer net so op hierdie manier lekker fun kan hê met mekaar en mekaar kan geniet. So ek wil net sê, daar is wel hulp vir julle ouens wat fietsryers is. Ek is nie. Ek praat hierdie week met 'n pel vir my 200 kilometers het hy met 'n baie sukkel gery. Nou vra ek nou vir jou, daar is hulp vir sulke mense. Okay, in elk geval. So, vir julle is baie welkom, is altyd lekker om so met mekaar te wees. En paar goedjies wat jy gou van kennis moet neem. Hierdie week Woensdag aand, baie bekende, Stefan Joubert hier by ons. En nie 'n geleentheid wat ons wil mis nie. Want ons gaan praat oor die gawes. En daar gaan 'n offering wees om vir hom dankie te sê, so kom voorberei. Dan oor 2 weke is ons lentedans die Vrydag aand. What a deal. Dis R60 per persoon en R100 vir 'n paartjie. So jy 2 weke om 'n paartjie te raak, alright? Dan ook belangrik, die kaartjies sal vandag al beskikbaar wees na die tyd by Anel, daar by die media sentrum. En dan oor 3 weke is ons nieuwkomers geleentheid waar as jy vandag nie hier so is, dis 'n geleentheid waar jy kan kom meer uitvind oor die gemeente en kom deel raak van die gemeente en baie belangrik dat die van julle wat julle belydenis aflê vanjaar, dis jou laaste geleentheid om te kom en regtig op so 'n manier deel te raak vir die gemeente. Ons wil jou graag daar hê. Kom ons maak ons harte oop. Goeiemôre. 'n Vreemde ding met my gebeur vandag. Baie vreemd. Ek het sleg geslaap. Want ek het 'n preek al vir 2 weke besig mee. En dit voel vir my vandag of ek dit nie dalk moet verander nie. Nou of daar's altyd iets goeds om te leer uit te verloor in die lewe. Dis die een tema. Die ander tema is sondebelydenis. Want ek het vermoed daar's dalk 'n paar wat nagestaand dit prakties moet weer leer en beoefen. Hoe dit ook al sê, die reeks wat ons vanoggend begin explore, was vir my te belangrik dat ek gedink het om wel oor te gaan tot die stap om die preek en die tema van die preek te verander. Ek gaan hierby hou en dis die woord wat die Here my gegee het en ek deel dit graag met julle omdat dit vir my en vir ons in die gemeente so belangrik is dat ons opnuut gereeld, gedurig sal kyk na ons gawes. En ek doen dit vanoggend aan die hand van die teks wat jy sal kry op die skerm, en ek lees dit graag weer vir jou, 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6. Daar is verskillende genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar's verskillende maniere om die Here te dien, ander vertalinge, bedieninge in die gemeente, maar dit is dieselfde Here wat sê hoe ons dit moet doen. Daar's verskillende wonderwerke, werkinge van krag, maar dit is dieselfde God wat mense help om al die dinge te kan doen. Voordat ek nou oorgaan na die teks, is dit vir my een van die pragtigste tekste wat vir ons die krag en die werking van die drie eenheid. Sien jy in die teks die werking van die Gees, die werking van die Here, die werking van God. In een teks, dieselfde Gees, dieselfde Here, dieselfde God, maar verskillende bedieninge, verskillende gawes, verskillende wonderwerke kom gee.
pragtig. Dit was net vir my so wonderlik om net uit hierdie teks dit weer te kan beleef, te kan ervaar, en vanoggend net weer onder julle aandag te bring. Liewe vriende, die gedeelte waarby ons baie gaan stil staan vir die volgende paar weke is hoofsaaklik 3 hoofstukke in die Bybel, 1 Korintiërs 12 tot 14, waar Paulus besig is om met die gemeente van Korinthe te praat oor funksionering in die gemeente. Oor hoe kerk of 'n gemeente werk. En hy wil onder hulle aandag bring dat julle moet verstaan, gemeente, dat die gawes wat onder julle is, wat deur God gegee is, so belangrik is, so essensieel is. Die kerk en die gemeente kan nie daarsonder nie. Dit is om die waarheid te sê, die kerk en die gemeente. Die mense, die gawes van die mense. Hy wil vir hulle laat verstaan dat julle moet weet dat elkeen het 'n gawe, 'n unieke gawe, soos wat jy uniek is, ontvang, gekry. En dan wil Paulus die klem lê op die bring daarvan, op die offer daarvan, op die gee daarvan. Maar hy begin hoofstuk 12 van 1 Korintiërs op 'n baie interessante manier. En hier gaan dit nou weer vir ons baie duidelik raak oor die Bybel wat in konteks geskryf is, en soos wat die lewe maar ook in konteks gebeur. En ons kan nooit konteks uit die oog verloor nie. Konteks is geweldig belangrik. Ek hoor iemand sê in die week, backdrop, die agtergrond. Dit is baie belangrik dat ons sal kennis neem daarvan, bewus wees daarvan, en dat dit deel is van ons verstaan van 'n sekere storie. So Paulus is in hierdie situasie in 1 Korintiërs 12, is hy besig om vir die gemeente te sê, wow, ons het nodig om 'n gemeentevergadering te hou. Kom, spanpraatjie, kom, almal, by mekaar. Kom wat ons bietjie met mekaar praat. Want spesifiek wat hierdie gawes en die wyse en die manier hoe hierdie gawes beoefen word en gebeur in die gemeente, hieroor moet ons met mekaar praat. Spesifiek hieroor. Hy sê gemeente van Korinthe, daar het onder my aandag gekom dat daar party van julle 'n oorbeklemtoning is wat die spesifieke gawe van tale aanbetref. Daar's 'n oorheersing binne die eredienste waar dit op 'n manier onverstaanbaar begin raak het. Want die uitleg daarvan het nie daarmee gepaard gegaan nie. En dit is presies hoe die gawe van die tale werk. En met dit saam het daar een of ander vorm van wetywering gebeur. Hulle het met mekaar begin wetywer oor wie het nou die gawe van die Gees of gawes van die Gees en wie het nie. Wie het nou die beste gawe ontvang? En die wetywering het gelei tot 'n selfverheffing. 'n Plaas op die troontjie. Joei, ek is nommer 1, eerste prys op die podium. Ek het tog die Heilige Gees met hierdie gawes en jy het nie. Dis asof daar 'n soort van 'n gemeentelike hoogmoed onder hulle ontstaan het en gebeur het. Dis 'n bietjie van 'n vergelyk speelietjie wat begin inkruip het onder hulle. Ek is beter as jy. Nou moet jy vir my baie mooi verstaan vanoggend. Dit is nie dat Paulus vir hulle gesê het, die spreek in tale is nie 'n belangrike gawe nie. Dit is 'n ongelooflike belangrike gawe in die funksionering van 'n gemeente.
Paulus wil onder die aandag gebring het, die wyse en die manier hoe dit gebeur het. En ek gebruik dit net as voorbeeld. Dis daarvoor, en dit kan net een gawe wees, daar is ander gawes ook. Wat ons kan begin sê, maar ek het hom so 'n bietjie van 'n chip, jy weet. Ek het hom so 'n bietjie van 'n badge. Wat hierdie uitdeel van genadegawes aanbetref. Paulus wil die klem lê in 1 Korintiërs 12 tot 14 dat daar 'n velerlei gawes is. En ek het nie tyd eers vanoggend, want dan kan ons lank aangaan om hulle almal te noem nie. Daarom moet jy in 'n huiskerk wees, want vir die volgende paar woensdaande gaan julle volledig en in diepte met mekaar praat oor al die tipes gawes en wat het die Here vir jou gegee. Julle gaan instrumente kry, julle gaan vraelyste kry, julle gaan met mekaar praat, julle gaan vir mekaar bid vir 'n gawe as dit nodig is. Maar daar is gawes van wysheid, gawes van kennis, gawes van geloof, gawes van genesing. Gawes van dinamiese kragte, profesie, onderskeiding van geeste. En natuurlik ook die sprekende tale, maar ook die uitleg van die tale. En daarom wil Paulus dit sterk onder hulle klem lê onder hulle. Weet net hoe belangrik hierdie gawes is. Maar weet ook net dat daar 'n manier en 'n styl en 'n wyse hoe hierdie gawes moet funksioneer. En weet net dat dit tot voordeel van almal moet wees. En weet net dat dit almal in die een liggaam tot voordeel van almal in die een liggaam gebruik word. Daarom kom Paulus en ek wil so 3 fokuspunte wil ek uitlig vanoggend terwyl hy met hulle praat oor die gawes. In vers 27 van dieselfde hoofstuk lees ons die volgende. Julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. En in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. 'n bepaalde taak gegee het. Daarom fokus Paulus op die verskeidenheid van die gawes tot stigting en opbou van die een liggaam. Hy erken Jesus as die hoof, die een wat regeer, die een wat lei. Maar hy wil ook vir die gemeente kom sê, en hy verduidelik dit pragtig daar. Gaan lees in 1 Korintiërs 12. Dis tog vanselfsprekend dat die oog nie doen wat die oor doen nie. Dat die hand nie doen wat die voet doen nie. Dat die kop sy eie funksie het. En so is dit met die gawes in die liggaam. So is dit met die gawes in die gemeente. Elke lid afsonderlik deel van die liggaam met 'n funksie en met 'n spesifieke gawe. En dit alles ten doel, vriende, om onderlinge afhanklikheid te verdiep en te bevorder. Want geen lid is veronderstel om onbelangrik of oorbodig te voel nie. Ons almal het mekaar nodig. Dit bring 'n sekere medelee in 'n omgee. As een deel van die liggaam seer kry, dan voel al die dele saam seer, dra hulle die pyn en die lyding. En dan die onderlinge gelykheid, wat Paulus 'n paar keer oor dit uitwys. Daar's 'n gelykheid, daar's nie rangorde nie. 'n Gawe van God is 'n gawe deur die Gees gegee, en dit bring en veroorsaak dat ons met mekaar praat oor gelykheid. En dan uiteindelik wil Paulus vir hulle sê, maar daar's 'n eenheid in die verskeidenheid. Is dit nie so mooi om te weet hoe dit ingekleer word nie, hoe die liggaam voltooi word, hoe die liggaam saam funksioneer as al die lede saam gelyk sterk trek en deel is om dit wat God ten doel het met die gawes in die gemeente, en dit is vir sy eer en vir sy koninkryk se groei en sy bevordering uiteindelik ten doel het nie. The unity in diversity. Paulus wil ook vir die gemeente kom sê, jy moet baie versigtig wees om te dink, hierdie gawe is 'n verdienste. Jy het nou jou ure gedoen. So nou, jy weet, kry jy jou kaartjie.
want jy het nou jou werk voltooi. Vriende, God gee die gawes. God is nie net die maker en die skepper nie. God is die gewer. God is die goeie gewer. Jy lees in Jakobus 1 vers 17. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Dit veroorsaak ook iets binne my, as ek weet, maar dit is nie dat ek so goed is, as ek 'n sekere gawe ontvang het, of in 'n sekere gawe opereer, of funksioneer nie. Ek moet verstaan, ek moet weet, dat die gawe kom van God. Dis God, wat dit uit sy goedheid, God wat dit uit sy guns, vir my kom gee. Ek was nou onseker die week of ek hierdie volgende idioom moet gebruik, want dit kan op 'n party klink of dit disrespekvol is. Maar ek wil tog binne 'n sekere konteks iets sê van die idioom. Gaan ons aanhou 'n gegewe perd in die bek kyk? En ek hoop jy verstaan wat ek vir jou probeer sê. Gaan ons aanhou iets wat vir ons gegee is, terughou, weghou, vir onsself? Of gaan ons bietjie anders begin dink oor dit wat vir ons gegee is en waar dit vandaan kom? Iemand skryf, gawes is iets wat aan die mens gegee word. Dis soos 'n geskenk. Ons ontvang nie 'n geskenk omdat ons dit verdien nie. Dan is dit 'n betaling. Nee, ons ontvang 'n geskenk omdat iemand uit liefde dit aan ons gee. Omdat iemand vir ons wil wys dat hulle omgee. Net so ontvang ons die gawes sonder dat ons dit verdien. Die gawes moet gesien word as 'n manier hoe die Heilige Gees in die gemeente teenwoordig is en ons toerus vir ons taak in die wêreld. Die mens is die ontvanger van God se gawes en nie die bron daarvan nie. Daarom het niemand iets om op te roem as ons gawes van God ontvang het nie. In die derde plek wil Paulus weer vir die gemeente kom sê, kom ons sê weer vir mekaar, en ons fokus weer op ons elkeen se uniekheid. Baie gedink die week oor vingerafdrukke en DNA. Hare op jou kop. Die twee mense is dieselfde nie. En daarom is ons elkeen so afsonderlik uniek geskep. Daar's nie nog 'n fotostaat van jou nie. Dis jy wat vir jou gegee is, wat moet besig wees daarmee. Jy's enig in jou soort. Psalm 139, 13 tot 14 sê dit so mooi. U het my gevorm, my aan mekaar gewewe in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Liewe vriende, as ons hierdie woorde hoor van die psalmdigter en ons eens is daarmee en ons identifiseer daarmee, dan moet dit tog sekerlik iets aan ons doen om dit te kan hoor. Dat jy met jou naam en jou ID-nommer so kosbaar en so uniek en so anders is as enigiemand anders. So nou, wat nou? Nou moet ons vir mekaar vra, maar jy weet, vra soos, het ek 'n gawe? Het ek 'n gawe ontvang? Vriende, ek dink nie dis die regte vraag nie. Ek dink die regte vraag is, ontdek wat jy ontvang het. Want jy het sekerlik ontvang.
Jy het sekerlik gekry, dit kan ek jou waarborg volgend. God maak nie net en laat staan nie. En daarom is daar mos maar altyd 'n paar hindernisse en hekkies in die pad, om nie net te ontdek dit wat jy ontvang het, of wat jy gekry het, maar om nou oor te gaan tot, hoe gaan ek dit gebruik? Wat gaan ek hiermee maak? Nee, ek het gedink om vanoggend te raak aan 2 woorde met die woord, dat begin met die woord vee, om ook aan te sluit by ons tema van die jaar verandering, want dis ook baie keer die rede hoekom ons nie verander nie. Dis nou kantaantekening, ek het 'n baie sterk vermoede en ek is tamelik oortuig daarvan dat een van die beste maniere om te verander is om betrokke te raak en jou gawes te gee, maar preek vir 'n ander dag. So die 2 V's wat ek aan gedink het, wat ek vanoggend 'n bietjie net wil stil staan by, oor hoekom dit in die meeste plekke gebeur, dat gawes nie vervul word nie, dat gawes nie ontdek word nie, dat gawes nie bedien word nie, is die hele ding van vergelyking. Ons kyk na ander en ons dink by myself, maar ek is toch nou nie in daai liga nie. I mean, jy weet, dit is net next level daai. Vriende, kan ons nou maar net vanoggend weer vir mekaar sê, die Here het nie bedoel dat jy iemand anders sal wees nie. Die Here het bedoel dat jy sal wees. Petrus moes nie Johannes wees nie, en Paulus moes nie Petrus wees nie. Jy hoef nie na iemand anders se sukses te kyk en jaloers te voel nie. Jy hoef nie iemand anders se roeping uit te leef nie. God wil met jou besig raak. God wil met jou praat. God wil vir jou hy het vir jou kom gee, jy het dit 10 dalk nog net nie eens ontdek nie. Maar hy het vir jou iets spesiaal gegee. Iets baie besonders het hy vir jou gegee. Buiten dat hy vir jou die lewe gegee het hy vir jou gawes gegee. En hy wil hê jy moet dit gebruik. En daarom is die gevaar van die hele ding van vergelyking, en dit strek dwars deur die lewe, is die hele ding van minderwaardigheid. Jy voel jy is nie worthy nie. Jy is nie dit werd om te gee of te bring wat jy het nie. Ons gaan in die volgende paar weke ordentlik weer die Dream Team vorm uithaal en jy sal sien, daar's honderde goed waarby jy kan betrokke raak. Jy het nie meestergrade in 99% van daai goed nodig nie. Jy het nie een of ander tersiêre kwalifikasie nodig nie. Maar daar is iets, luister nou vir my baie mooi vanoggend. Daar is iets, en ek was hiervan oortuig in die week, daar is iets wat jy kan doen, wat niemand anders beter kan doen nie. Hallo, is daar iemand wat iets daaroor wil sê? Julle is bietjie stil vanoggend. Maar ek is oortuig daarvan, daar is iets wat jy kan doen, wat iemand anders waarskynlik nie kan doen, of nie beter kan doen nie. En dis daai iets, vriende, wat God verlang, dat ons na sy koninkryk toe bring. Dat ons bring uit die liefde wat hy dit vir ons gee, en het ons liefde vir hom. Dit is dit wat hy vra, wat ons sal offer, wat ons sal bring, wat ons net sal kom gee. So, dit gaan natuurlik nie net oor die hele ding van vergelyking nie. Dit gaan ook oor die hele ding van verskonings. En ek het 'n paar, is alles nog reg? Moes dit gebeur, ja? Oh, goed.
Die ander groot rede hoekom ek taamlik oortuig is, ons sukkel met die hele ding van bediening, van die gawes en die bring van die gawes, omdat ons net maar brutaal eerlik wees. Daar's seker verskillende tipes verskonings, maar na gister is daar nie verskonings nie. Kom ons los dit daar. Maar in die meeste gevalle, wat hierdie aanbetref, is daar verskonings. Kom ek lees gou vir jou 'n paar wat jy dalk mee kan vanoggend identifiseer, voorbeelde uit die Bybel uit. Genesis 3 vers 12 tot 13. Die mense het geantwoord: die vrou wat u my gegee het om my by te staan, dis sy wat my van die boom se vrugte gegee het en ek het geëet. Iemand anders? Wow, hou nie daarop nie. Toe vra die Here God vir die vrou: wat het jy nou gedoen? En sy sê: die slang het my mislei. Ek het geëet. Ek het die geskryf in my notas. Ons hou daarvan to pass the buck. In 'n klomp gevalle en areas van lewe. We love to pass the buck. Die volgende kan dit maar doen. Hoekom moet ek dit nou doen? Dis presies wat Adam en Eva gedoen het. Hulle het self verontskuldig, maar is pretty much dieselfde wat hier gebeur. Ons skuif dit af. Ons gee dit oor. Ons laat ander dit nou maar doen. Jona moes Ninive toe gaan. Julle ken die storie. En dan staan daar in Jona 1 vers 3. Jona het die Here se opdrag probeer ontduik. Dip and dive. Kom ek nou by al hierdie Engelse slang uit vanoggend. Passing the buck en dip and dive. Maar ek dink dit het baie keer te doen met hoe ons omgaan met gawes en ons gawes bring. Dan staan nou verder. Want hy gaan toe mos nou Tarsus toe. Nou staan nou verder in daai selfde hoofstuk 1. Hy het van die Here af probeer wegkom. Hy het hom ontduik, hy het van hom probeer wegkom. Hy wil net nie die loude nie, hy wil net nie betrokke raak nie. Om een of ander rede. Die groot voorbeeld van verskonings is seker wat ons vind of van die grootste, Eksodus 3 vers 11. Vra Moses vir God: wie is ek, dat ek by die farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? Wie is ek nou? Hoekom wil jy my gebruik? Hoekom wil jy my kies? Wie is ek nou? Daar het God hom die opdrag gee. Eksodus 4 vers 10, dieselfde Moses, sê Moses vir die Here: ag Here, ek kan nie goed praat nie. Ek kon nie vroeër nie, en ek kan ook nie nou nie. Hier waar u met my praat nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. Luister, die kerk het nie net woorde en lippetaal nodig nie. In die meeste gevalle het die kerk hande nodig en voete. En is daai gawes wat ons weer oor moet dink. Gideon in Rigters 6 vers 14 tot 15. Die Here het na Gideon gekyk en vir hom gesê: jy is sterk, jy moet die Israeliete gaan red van die Midianiete. Ek stuur jou om dit te doen, Gideon. Sê Gideon vir die Here: asseblief Here, ek kan nie die Israeliete red nie. My familie is die kleinste familie in die Manasse stam en ek is die jongste seun in my pa se huisgesin. Maar ek wil klaarmaak vanoggend met 2 stories oor hierdie ding van verskonings wat ek hierdie week weer 'n paar keer deurgelees het en besef het, maar dit is seker die hoogtepunt van ons verskonings. Julle onthou die storie in Lukas 14 van die genooide gaste. En ek wil 'n paar verse daaruit lees. Lukas 14 vers 16. Toe sê Jesus vir hom: daar was 'n man wat 'n groot maaltyd gegee het en baie mense uitgenooi het.
Toe die maaltyd gereed was, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê, kom, die maaltyd staan klaar, kom eet. Maar hulle begin almal die een na die ander verskoning maak. Die eerste sê vir hom, ek het 'n stuk grond gekoop en dit is noodsaaklik dat ek gaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my asseblief. Die ander een sê, ek het 5 paar osse gekoop, ek gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my asseblief. Laaste een sê, ek is pas getroud. Nou dit staan nie in die teks nie, iets seker van die honeymoon, maar daarom kan ek nie kom nie. Vriende, ek gaan terug na die eerste vers toe van daai perikoop. Gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kom deelneem. Verstaan ons wat hier gebeur? Genooide gaste wat sy uitnodiging van die hand wys om te kom aansit in die koninkryk by God se maaltyd. Maar hy sê dankie, maar nee dankie. Verskoon my. Daar's net 'n belangriker goed nou. Wag net. Wow, ek moet osse, ek is net klaar getroud. Ek het 'n stuk grond gekoop. Tweede storie, Matteus 25 vers 19, wat ons almal goed ken. Die gelykenis van die muntstukke. Dit ken julle tog almal baie goed. Die ryk man kom en hy gee vir die een 5 en hy gee vir die een 2 en hy gee vir die laaste een 1. En hy kom terug na 'n tyd en hy vra vir hulle, wat het julle gemaak met hierdie muntstukke? En die een met 5 sê, ek het gewoeker. Ek was besig met die 5 muntstukke. Hier's nog 5, daar's nou 10. Hy kom by die een wat die 2 gekry het en sê, wat het jy ek was besig. Ek het hulle verdubbel. Hier's nog 2, daar's nou 4. Dan kom hy by die een wat net 1 gekry het. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Dan staan daar in daai teks, hy wat bereid is om te werk met wat hy het, sal nog meer kry. Wie egter agter allerhande verskonings wegkruip en nie skouer aan die wiel sit met wat hulle het nie, sal uiteindelik ook die bietjie verloor wat hulle het. Wanneer iemand besef dat hy of sy 'n gawe het, liewe vriende, dan is daar ook 'n verantwoordelikheid en 'n gehoorsaamheid aan gekoppel. Aan die Gees en aan daai gawe om in diens van God gebruik te word. Dan kan ons nie, dan mag ons nie wegkruip nie. Gaan ons dan aanhou sê, maar ek het nie tyd nie, ek is te besig. Kan dit wees dat op 'n dag word daar vir ons gesê, maar jy het nie meer die gawe nie. Ek vat jou muntstuk. Jy het nie meer die muntstuk nie. Jy wil dit dan nou begrawe. En sal dit dalk wees dat daai gawe vir iemand anders gegee word om gebruik te word? Ons maak klaar. So baie mense sê hulle kan nie. Maar ek kan nie dit lekker verstaan nie. Want wat kan jy nie? Kan jy nie dit wat God jou gegee het en waarmee jy goed is en waarmee jy jou vertrou? Ek bedoel, kan jy nie dit aanwend in sy koninkryk nie? Wil jy nie dit bring nie? Kan jy nie? Dan wil ek vanoggend vir jou opnuut weer herinner daaraan. Dan is dit miskien tyd dat jy weer by God gaan sit en sê, dankie dat U my bekwaam maak. Dankie dat U dit vir my gegee het. Want liewe vriende, ek is nog steeds oortuig daarvan na al die jare, it is not about the ability, but the availability.
Dit gaan oor jou beskikbaarheid, dit gaan oor jou gesindheid, dit gaan oor jou openheid, dit gaan oor jou wil om te ontdek en te explore en uit te vind wat daai geskenk is, wat toegedraai is met 'n lint vir jou. Het jy hom al oopgemaak? Jy gaan kyk wat binne is. Het jy al begin om ontrafel, om uit mekaar uit te haal? Begin besig raak met hom. Ek wil hê jy moet net vir 'n tyd jou oë toemaak en net toelaat dat die Here se woord vanoggend tot jou deurdring, gaan insink in, dit net inneem. Ek het die woord gekry, die woord het hard met myself gepraat. Ek vra jou vanoggend om toe te laat dat die Gees van die Here wat hier is, wat teenwoordig is, vanoggend jou aan te raak, vanoggend met jou te praat en besig te wees. Want hy uiteindelik is die anchor of our soul. Sit so, reageer op die woord van die Here, terwyl jy luister na die lied wat bedien word. Jesus, Jesus, you name above all names. Jesus, Jesus, you're the Lord of everything. Jesus, Jesus, you're the name above all names. Jesus, Jesus, you're the Lord of everything. You are my hope in a hopeless world, my tower of strength when nothing seems to work. You're the glimmer of light in my darkest hour. Jesus, Jesus, you're the anchor of my soul. Jesus, Jesus, you lived and died for me. Jesus, Jesus, you have come to set me free. You are my hope in a hopeless world, my tower of strength when nothing seems to work. You're the glimmer of light in my darkest hour. Jesus, Jesus, you're the anchor of my soul. Here, ons kom na U toe vanoggend as gemeente. Ons kom na U toe in ons eie persoon, op ons eie, en ons
Ons pleit by U, Here, dat U opnuut sal ons attent maak op die goeie gawes, op die bedieninge, op die kragtige werkinge wat U vir elkeen gegee het. Die dieselfde Gees, die dieselfde Here, die dieselfde God. U wat die anker is, het aan ons kom uitdeel, mildelik kom uitdeel, kom weggee, omdat U vir ons so lief is. En U geweet het, dis die enigste manier hoe die kerk op aarde kan voortbestaan, is die bedieninge van die gawes. Ons bid U, Here, dat U saam met ons gaan in die volgende tyd, dat U op 'n baie spesiale reis vir ons sal neem en opnuut sal kom uitwys, sal kom bevestig wat U ook vir ons gegee het. Die spesiale gawes wat U ook vir ons gegee het, vir elkeen afsonderlik, uniek. Want dit is wie U is en dit is wat U doen. Omdat U vir ons so lief is, soos niemand anders nie. Die anker van ons lewe, die anker van ons bestaan. Help ons, Here, om te explore, om te gee, U te dien en op so 'n manier verandering teweeg te bring en U koninkryk te dien. In U naam, Jesus, bid ons dit. Amen en amen. Liewe vriende, ons is altyd 'n bietjie versigtig om hierdie te doen, want dat voel baie keer of ons mense wil uitsonder, of dat ons veral van party mense soms vergeet, maar ons het vanoggend die, ek wil nie sê geleentheid nie, maar die laaste keer wat Anneke by ons is. Sy is 'n sy is 'n dogter van die gemeente. Ek weet nie vir hoeveel jaar nie. En Anneke moet ongelukkig die Kaap verlaat, want daar's ander klokkies wat lei op 'n ander plek. Ongelukkig in die Gauteng, Pretoria area. Maar ons gebed vir jou, Anneke, is nie net dat jy en Eben 'n wonderlike toekoms sal saam hê nie. Ons wil dankie sê vir alles wat jy oor jare met jou gawes kom gee het en kom bring het. En met daai selfde gebed wat ons vra dat Eben tot inkeer sal kom en dat hy die Here se stem hard en duidelik sal hoor dat julle terugkom Kaap toe. Baie vinnig. So baie dankie. Ja, dit was net 'n joy saam met jou. Dit is sleg, man. Dit is sleg. Maar dit is net maar hoe die lewe sy loop neem. En ja, so daar is 'n paar leemtes om te vul. Julle moet met julle gawes, moet julle maar die leemtes kom vul.
Baie dankie dat julle vanoggend saam met ons was. Onthou van die lente sokkiekaartjies, onthou van Stefan Joubert Woensdag aand en onthou van die nieuwkomers Sondag September 13. Kom ons staan, kom ons dien die Here, kom ons sing 'n laaste lied, ons is vry. Sal u liefde ons bedek. Ons is vry, want die Lam het vir ons gelei. Deur die spykers van Golgotha is ons lewens vry gemaak. Jesus Christus, ons verlosser, genade onbeskryflik groot, was eers blind, nou kan ons sien, is die wat nie verdien. Ons is vry, want die Lam het vir ons gelei. Deur die spykers van Golgotha is ons lewens vry gemaak. Want so lief het God die wêreld gehad, hy het sy seun vir ons gestuur, sodat elkeen wat glo nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad, hy het sy seun vir ons gestuur, sodat elkeen wat glo nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. Ons is vry, want die Lam het vir ons beklei. Deur die spykers van Golgotha is ons lewens vry gemaak. Ons is vry, want die Lam het vir ons beklei. Deur die spykers van Golgotha is ons lewens vry gemaak. Deur die spykers van Golgotha is ons lewens vry gemaak.
die oorwinning is behaal, want die vyand is verslaan. God die Vader se liefde, ons maker, ons skepper, ook ons gewer van gawes. En die genade van sy seun Jesus Christus wat ons kom vrymaak het, deur vasgespijker te wees aan 'n kruis op Golgotha en weer opgestaan het. In die gemeenskap en die inwonende Gees met ons wees en met ons bly totdat hy ons weer kom haal. Ons almal sê saam, amen, amen, lekker dag almal. As hy kom op die wolke van die hemele, elke oog sal hom sien en elke